Die Springbokke het die wêreld op die rugbyveld verower en bewys wat moontlik is wanneer 'n span regtig saamwerk. Nou word daardie suksesverhaal ontleed in 'n nuwe boek, The Bok Way, wat kyk na die beginsels agter die bokke se prestasie, kultuur en sukses. Skrywer P.J. Klaasen gesels vandag met ons oor die sleutels tot die sukses en hoe die beginsels selfs buite sport toegepas kan word. P.J., 'n warm welkom by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie. The Bok Way fokus op meer as net rugby. Wat het jou geïnspireer om die boek te skryf? Dit is 'n kombinasie van twee goed waaroor ek baie passievol voel. In die eerste plek, die werk wat ek doen saam met my vernoot waar ons met besighede, groepe, spanne werk om omgewings en kulture te skep waar mense goeie werk kan doen, waar mense lekker werk en waar almal saam suksesvol kan wees. En dan in die tweede plek is ek ook 'n Bok-fan soos enigiemand anders en luister na wat die spelers sê, wat die coaches sê. En met daai spesifieke lens luister jy na wat hulle doen in daai omgewing om te help skep aan die sukses wat hulle behaal. So ek dink dit is daai twee goed wat op 'n baie lekker manier saamgekom het. Die Springbokke se sukses is ongelooflik. Wat dink jy het hulle reg gedoen wat ander spanne dalk nie doen nie? Wanneer jy kyk na iets soos Chasing the Sun, praat hulle oor ons doen dit vir die land. En met elkeen van die persone wat ek gepraat het, is hulle totaal en al oortuig daarvan dat dit gaan nie oor my eie loopbaan en my eie beswil nie. Dit gaan in die eerste plek oor ons doen hierdie vir die span wat die land verteenwoordig. En ek kry die idee met die goed wat ek na gekyk het. Die ander spanne voel nie noodwendig so nie. Die ander lande het nie noodwendig daai samehorigheid in hulle nasionale spanne soos wat die Bokke tans het nie. Daar's ander goed wat hulle doen ook. Ek dink baie min spanne, die vlak van voorbereiding wat hulle doen, die vlak van fokus op detail is ongelooflik. Ek weet nie of Rassie en die coaches ooit slaag nie, om eerlik te wees. Dit is iets wat vir jou uitgestaan het. En dan ook spesifiek die vlak van verantwoordelikheid wat die spelers vat vir hulle eie ontwikkeling. Dit is nie iets wat algemeen in ons land byvoorbeeld voorkom. Ons het duisende goeie rugby spelers. En dit is iets wat Jacques Nienaber vir my gesê het, hulle by Munster geleer het, waar die Ere net 150 professionele spelers het. Hulle het 'n klein groepie mense om mee te werk en hulle moet hulle ten volle ontwikkel. Toe bring hulle daai verstaan terug hiernatoe en sê, right, ons het van die beste spelers in die wêreld, maar ons moet die spelers leer om hulle self te ontwikkel deurlopend ook. En dit is iets wat in die laaste, kom ons sê 7 jaar, vanaf daai ouens teruggekom het van die land af, baie pertinent pos gevat het. Die woord verantwoordelikheid is ook vir my regtig 'n wonderlike een, want ek dink hierdie span het ook 'n groot verantwoordelikheid teenoor Suid-Afrikaners en hulle neem dit baie ernstig op. Dit klink so. Kyk, ek ken die mense nie persoonlik nie. Ek was ongelooflik beïndruk met die mense met wie ek kon praat, wat jy kan sien dat hulle is ouens wat regtig omgee. Dit voel nie asof daar 'n verskil regtig is tussen die publieke en die private manier waarop hulle self dra nie. En ek dink baie beslis die senior spelers vat die verantwoordelikheid baie ernstig op. Ek sê in die boek aan die begin ook, ek meen hierdie is gewone mense. Hulle gaan droogmaak nou en dan soos wat ons almal doen. Maar ek dink hulle vat daai verantwoordelikheid ernstig, want hulle weet hulle verteenwoordig almal van ons in die land wat soos hulle lyk, wat kom van waar hulle kom. En wil regtig 'n goeie voorbeeld stel vir die mense wat volg in hulle voetspore. Ja. Jy praat van 'n gesonde organisasie en nie net 'n slim een nie. Wat beteken dit prakties? Gesonde organisasies is een waar daar so min as moontlik politiek is. Daar is gesonde konflik waar mense kan praat oor verskille en hulle kan goed uitsorteer. Dit is plekke waar mense bereid is om hulle volle toewyding te gee. Jy is nie besig om tyd en energie te mors om na jouself om te sien in die sin van covering your back nie. Dit gaan oor jy kan al jou energie bring om te doen wat jy daar is om te doen. Daai organisasies is ongelukkig relatief skaars. In die meeste omgewings sal mense sê dat hulle doen hulle werk, maar hulle moet ook hulle self oppas. Hulle moet dink oor wat sê hulle vir wie. Wat 'n mors van energie is. So 'n gesonde organisasie is daai een waar jy ten volle jouself kan wees en jy kan al jou energie in die rigting gaan vat saam met die mense wat saam met jou werk na 'n spesifieke doel toe.
Daar is regtig soveel lesse wat mens uit die boek kan kry, wat kyk na die Springbok opset en dit kan toegepas word as 'n gewone persoon wat binne in 'n organisasie werk. Kan jy vir ons sê waar ons kykers hierdie boek in die hande kan kry en waar hulle eintlik ook vir jou kan volg? So, dit behoort op hierdie stadium al in al die boekwinkels te wees. Exclusive Books in al die groter winkels. Dis ook aanlyn beskikbaar. As mense met my wil praat, ons webtuiste is purposeworks.co.za, dis die naam van my besigheid. Hulle kan my daar kry. En ja, die inligting is in die boek ook. So ja, julle sal my daar kan kry. Baie dankie PJ, ongelooflike boek oor 'n ongelooflike span en hoe hulle saamwerk eintlik vir ons as gewone Suid-Afrikaanse mense en mense wat binne organisasies werk net bietjie beter kan leer en bietjie beter hierdie tipe lesse kan toepas. Baie dankie. Ons het 'n dubbel dosis musiek net hierna saam met Rooksyn en hulle nuwe lid. Ek het nie eers geweet hulle het 'n nuwe lid nie. Dit is eksklusief hier op Goeiemôre. Good morning. Pieter gaan saam met die musiekgroep gesels. Bly net waar jy is. As jy enige van hierdie onderhoude gemis het, gaan kyk uit op ons YouTube kanaal. Daar kan jy alles net so kry.